Goeiedag. In die aanhef van die tweede brief van Petrus word vermeld dat hierdie brief van die apostel Petrus afkomstig is. Dit kan aanvaar word dat die apostel dit kort voor sy dood in 64 na Christus of miskien in 68 na Christus en waarskynlik vanuit Rome geskryf het. Die gehalte van die taal en styl van hierdie brief verskil aansienlik van die van 1 Petrus. Volgens 2 Petrus 3 vers 1 is die ontvangers van hierdie brief dieselfde as die van 1 Petrus. Die ontvangers van hierdie skrywe word ernstig deur dwaallerings bedreig. Naast die feit dat 2 Petrus 'n brief is, vertoon dit ook eienskappe van 'n geestelike testament, wat die apostel skryf terwyl hy weet dat hy binnekort gaan sterf. Hy vermaan hulle wat agterbly vir oulaas oor hoe hulle moet optree na sy dood. Die brief plaas sterk klem op die skrif, as ook die kerklike oorlewering. Dit leer ons, die skrif is die woord van God. Baie mense is huiwerig om dit te sê, maar Petrus glo dat die skrif die woord van God is. In verse 19, 20 en 21 word elke keer na profeet of profesie verwys. Hierdie woord is nie net mondelings oorgedra nie, maar neergeskryf. Mense hou nie van geskrewe tekste nie, want dit impliseer 'n vaste, stabiele betekenis. Mense wil nie hê dat die waarheid vas moet wees nie, maar Petrus sê dat die skrif die objektiewe werklikheid of waarheid is. Daarom moet ons aandag aan die skrif gee. Dit is God se woord. Dit lei ons uit die duisternis na die lig. Die doel van hierdie openbaring is nie net inligting nie, maar dit lei ook tot liefde, gehoorsaamheid en aanbidding. Die brief trek dan skerpe velde teen die dwaalleer en wy uit oor die eindtyd. Die ooreenkomste tussen 2 Petrus en die brief van Judas is opvallend. Daar bestaan vandag 'n groot mate van eensstemmigheid dat 2 Petrus ruimskoots van Judas gebruik gemaak het. Die valsleraars en spotters se openlike aanvaarding en bevordering van die dwaalleer en van 'n losbandige lewe, asook hulle ontkenning van die wederkoms, was waarskynlik die hoofrede vir die skryf van 2 Petrus. Die brief roep die lesers op om vas te hou aan die ware evangelie, soos dit aan hulle oorgelewer is. Vir gelowiges beteken die wederkoms die ontvangs van die volle erfenis van God. Vir ongelowiges beteken dit egter vernietiging, straf en oordeel. Verder word die lesers ook opgeroep tot 'n onberispelike lewe en volgehoue geestelike groei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Want sonder u woord sou ons u nie geken het nie. Sonder u woord sou ons nie geweet het hoe om te lewe nie. Dankie vir mense soos Petrus, wat dit ook neergeskryf het, sodat ons dit vandag nog kan lees. Help vir ons om dit na waarde te skat, om erns met u woord te maak, en ons lewe daarvolgens in te rig. In Jesus se naam. Amen.